Goeiemôre almal, dit is dan 18 Junie vanmôre, lesing 41 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. En ons is met Joshua se lering besig, bietjie van 'n uitbreiding op sy bergpredikasie wat in die Bybel is, bietjie meer detail, bietjie meer op die punt af, en ons het gister 'n lesing gehad wat eintlik oor 'n baie sensitiewe onderwerp gaan, maar dit was noodsaaklik. Etlike mense het my gebel en ge-WhatsApp en gesê dankie vir daardie lesing, want dit is so noodsaaklik om die woorde vir ons kinders deur te gee, vir die jong mense vandag. Want daar is nie meer 'n orde nie. Die huweliksorde wat ingestel is deur Joshua toe hy Adam en Eva geskape het, hy het hulle nie as vennote of 'n maatskappy of 'n trust of wat ook al geskape nie. Hy het hulle as man en vrou geskape met die vermoë om hulle eie soort voort te plant. Maar dit moes 'n hegte band wees, want hy sê in Genesis vroeg, ek dink al in Genesis 3 of 4, wat Elohim by mekaar geplaas het, kan geen mens skei nie. En dit is wat ons nie meer sien in die wêreld nie. Ons kyk in die algemeen is, maar alles, mense kom net by mekaar vir die vleeslike genot, en as hulle moeg geword het, dan gaan hulle sommer uit mekaar uit. Joshua beskryf dit, hy sê, so 'n verhouding is in die begin soos iemand wat by 'n heuningnes kom. En nou eet die twee te lekker van die heuning van die huwelik. En dan, na 'n rukkie begin die bye steek. En dan hardloop almal weg van die korf. En dit is ook so wat vandag in die wêreld maar die algemeen is. En as ons na gister se lesing kyk, dan sien ons, hy sê, wee die volke en lande waar hierdie goed die oorhand sal kry. En as jy nou na die wêreld kyk, dan het dit werklik so plaasgevind. Amerika is besmet met hierdie seksuele wanbegrippe en vergrype. En oral is daar winkels waar jy hierdie goed kan koop om nog boser op te tree. Die hoofstad van alle gruwels van sodomie en kinderverkrachting wat gewettig is in Israel, in Jodeland. En dit is die stad Tel Aviv. Is nie 'n ander plek nie. Kort op sy hakke is Los Angeles, in Amerika waar Hollywood is. Maar al hierdie goed, as iemand vir jou 10 jaar terug gesê het, daai mense gaan ontmasker word, dat hulle kinders offer, dat hulle kinders opvreet, en dat hulle kinders se bloed drink, dan sou jy dit afgemaak en sê, man, dit is, ek weet nou nie wat sy Afrikaanse woord nie, is 'n conspiracy theory. Dit is 'n sameswering teorie. Vandag kan ons oral sien dat die wêreld, die vernaam is, die belangrik is, hulle wat verantwoordelik is vir elkeen van ons se dagtaak, moenie dink ons staan los nie. Hulle besluit wat die rentekoerse is, hulle besluit wat die waarde van jou geld is, hulle besluit wat jy kan inbring en nie inbring nie, en. Daardie mense aanbid almal vir Baphomet. Of in die skrif praat Joshua van julle, praat hy met die fariseërs, julle dien Beelzebul. Nou Beelzebul, Baphomet, Moloch is alles dieselfde. Dit is variasies van die God wat hulle aanbid, wat Satan self is. En daar is selfs magtige groot beelde van hierdie Baphomet oor die wêreld heen. Verskriklik baie in Israel. Ek noem nou nie meer Israel nie, want ons weet wie's Israel. Kom ons noem dit wat dit is, Jodeland. En verskriklik baie in Amerika en in Europa. En hierdie beelde word vereer, en die enigste manier hoe Satan hulle werklik kan seën, want hy kan ook seën, is as hulle kinders bring en die kinders offer. Dit is die groot rede vir oorloë.
Hierdie wellustigheid en belustigheid met mensvleis en kinderverkrachting, want dat is nie 'n ander woord daarvoor nie, word deur oorloë baie maklik gemaak. Hulle moor die ouers uit, en dit gebeur nou in Jodeland, waar dit met die Palestyne gebeur. En dan hardloop hierdie klomp weeskindertjies rond, niemand is daar om na hulle te kyk nie, niemand mis hulle nie, en dan vat die weermag hulle. En hulle word dan in die pyplyn gesit, verkoop vir prostitusie en vir hulle organe, hulle bloed en uiteindelik hulle vleis. Hierdie goed is realiteite, dit is nie meer 'n sameswering nie. Soos ek gesê het, klompie jare terug sou ons dit ook nog afgemaak het. So ons moet ons oë oopmaak wat in die wêreld gebeur. Hier kom Yeshua en hy sê vir ons, dit gaan so gebeur. So kyk na oorloë en kyk na al die goed wat nou gebeur. Moenie jouself te betrokke maak nie, maar jy moet weet wat aangaan. Maar kyk na die geestelike aspek van dit, is dat hierdie mense is almal in die gees van Lucifer Satan. En hulle dien hom, en baie van hulle is direkte bloedlyne van Satan. Yeshua praat daarvan, hy sê vir die Fariseërs, in Grieks nou, julle is die genetiese nageslag van die duiwel. Die woord geneties, Gena Noah, kom in die Grieks daarvoor. Ons Bybels het dit natuurlik nou weer baie sagter gemaak. Julle is van die duiwel, dink ek staan so iets. Maar dit is nie so nie. Dit is die saad in Grieks, sperma. Daar kan julle hoor wat dit is. Manlike sperms het gelei tot julle geboorte. So, laat ons hierdie goed in gedagte hou met hierdie lesse. Die vorige les oor armoede is presies hulle doelwit. Hulle verarm lande sodat hulle kan misbruik. Altyd het ons gesê, hulle vat hulle minerale bronne en hulle landboubronne. Nee, een van die grootste bronne is hulle kinders. Hulle oes kinders. Miljoene kinders gaan verlore oor die wêreld in 'n jaar. In Amerika alleen 380.000. En ander lande waar mense nie baie geplaas oor hulle kinders nie, verkoop hulle dit. Daar is plekke wat selfs kinders teel in Amerika, wit mense, verkoop. Die man en die vrou besluit, ons gaan nou verwagtend raak, ons het klaar 'n koper vir hierdie kind as hy gebore is. En dis hoe dit werk. Dit is die gruwels van wegdraai van Yeshua se liefdesleer, van doen aan ander wat jy graag aan jouself gedoen wil hê. En dit is hartseer en ongelukkig so, maar die westerling, die adamitiese nageslag, waaroor die hele skrif draai, is die grootste aandadig aan al hierdie wanpraktyke. Kyk maar net in ons land, hoe min doen die volk self vir hulle armes. Kerke word uitgebrei en word paleise, plekke wat vir aanbidding moet wees, paar stoele en 'n plek waar 'n ou kan praat, word verander in hierdie verskriklike groot, ek wil nie sê kathedrale nie, want 'n kathedraal is iets anders, maar amper iets soos stadions. En die mense gaan daar om te aanbid en almal gee baie geld daar, maar die armes kan glad nie aanklop by hulle nie. En dit is die groot probleem. As almal of alle kerke in Pretoria, blanke kerke, na hulle blanke arme noodlydende volk omgesien het, was hier geen armlastigheid in Pretoria nie. Was daar geen dwelmmisbruik in Pretoria nie, of drankmisbruik, of prostitusie. As jy na die weste toe gaan, staan daar in Danville en Elandspoort, op elke hoek staan 'n verdomde Nigeriër met sy smokkelware. En as hulle nie geld het nie, sê hy, nee maar vat, maar vanaand het ek jou nodig. En so word ons seuns en dogters geprostituseer in ons eie hoofstad. En ons mense doen niks om daai mense daar weg te kry,
om 'n plekkie vir hulle te gee waar hulle lot kan verbeter nie. Ons was daar betrokke en ons het hierdie goed gesien. Dis alles deel van die wegval en die verwerping van Yeshua se orde van die huwelik. Dit presies wat ons gister geleer het. Ons het by 'n huis gekom daai tyd, dan het ons kos uitgedeel, ons het daar gery met 'n bakkie en sleepwa. Daar 12 mense in die huis gebly, maar die een wat die huis beheer het was 'n meisie. Sy was hier na diep 20. Sy was 'n prostituut, maar sy het vir 11 ander van haar familie, kinders, kleinkinders en pa en ma gesorg. Nou wie's ek om haar te oordeel? Ek kan net iets aangebied het daar, maar hulle het dit nie aangeneem nie. En dit is kom hier na die plaas toe. Daai tyd was ons nog maar baie armoedig, ons het net tente gehad, maar hulle het maar besluit om aan te gaan. Maar dit is hoe dit lyk, nie net in een huis nie, in talle huise vandag. En nie net onder die armes nie, dit is ook maar praktyke wat deur die rykes beoefen word, omdat daar nie meer sedes is in hierdie wêreld nie. Die wêreld het alle sedes verloor. Nou die volgende hoofstuk wat ons nou gaan behandel, gaan juis oor mense wat nie bereid is om te gee nie. En is 'n direkte aanklag, nie net teen die Afrikaner nasie nie, wat almal aansluit wat Afrikaans praat nie, maar teen die boerevolk self, die nageslagte van die boererepublieke, wat hier in Transvaal en Vrystaat gevestig is. Ons mense het nie meer die vermoë om te gee nie. Opskrif van hoofstuk 81, oor die ware gee, wat vir Elohim God welgevallig is. Yeshua die meesters aan die woord. Hierdie terrein behels die suiwere begrip ten aansien van myn en dyn, Hollands, wat beteken myne en joune. Moses sê, jy mag nie steel nie, en ook, jy mag niks begeer wat van jou naaste is nie, behalwe wat strook met dit wat regverdig is. So as jou naaste 'n uitstekende voorbeeld is vir sy medemens, dan mag jy dit begeer, want dit strook met regverdigheid, en dan kan jy hom vra, hoe kry jy dit reg om so te wees? Maar om te begeer as hy iets moois het, 'n kar of 'n ander ding, of dan ook sy vrou, en dan planne te beraam in jou gedagtes om hom te ontvreem van daai goed, dit is 'n groot sonde. Selfs al is dit net in die gedagtes. Jy kan wel op opregte wyse iets van jou naaste koop, en dit daarna regmatig en volgens almal se mening eerlik besit. Maar as jy iemand iets heimlik teen sy wil afneem, is dit 'n sonde teen die wet van Elohim wat deur Moses aan die mense gegee was, omdat so handelswyse duidelik in stryd is met alle naaste liefde. Want wat vir jou regsgevoel onaangenaam moet wees, wanneer 'n ander jou dit aandoen, of aan sou doen, dit moet jy ook jou naaste nie aandoen nie. Diefstal het meestal sy oorsprong in eie liefde, omdat traagheid, die verlange na 'n goeie luukse lewe en niks doen daaruit voortkom. Dit veroorsaak 'n sekere moedeloosheid, wat omgewe word deur 'n hoogmoedige vrees, waardeur 'n mens weliswaar nie daartoe oorgaan om iets te vra nie, wat maar lastig is, maar eerder heimlik gaan steel en ontvreem. Die diefstal vind dus sy oorsprong in 'n aantal gebreke, waarby die hoog ontwikkelde eie liefde die duidelikste oorsaak van al die ander is. Deur 'n egte lewende naaste liefde kan 'n mens hierdie kwaal van die siel al maklik te lyf gaan. Verstaanbaar sê jou verstand nou vir jou. Die beoefening van naaste liefde sou maklik gewees het as jy reeds die middele daarvoor sou besit het. Uit 100 mense was daar egter maar altyd net 'n stuk of 10 wat so welgesteld was
dat hulle hierdie glansryke deugde kon beoefen. Die ander 90 het meestal tot hulle behoort, op wie hierdie deugde deur die 10 rykes toegepas moes word. As 'n mens egter slegs deur die uitoefening van die naaste liefde, die kwaad van die diefstal die beste kan bestry, dan sal die 90 armes hulle self wel baie moeilik daarvan kan vrywaar, want hulle kort die middele om hierdie deugde so kragtadig as moontlik te beoefen. Verstandelik gesien het jy korrek gedink, en niemand kan met sy wêreldse verstand iets daarteen inbring nie. Maar die verstand van jou hart spreek 'n ander taal, naamlik, nie deur slegs gawes word die werke van die naaste liefde beoefen nie, maar veel eer deur allerlei goeie dade en eerlike en opregte hulp, waarby dit natuurlik nie aan die goeie wil mag ontbreek nie. Wat hy hier sê is, jy is nou arm. Kom ons praat met almal hier op die plaas. Maar dit gee jou nie die reg om te sê iemand anders skuld jou nie. Jy kan nog jou deugde gebruik. Jy kan jou kragte gebruik. Jy kan medelee toon aan ander mense om jou. Al is dit jou mede-armes. En jy kan ietsie vir hulle doen. Ek sê altyd, jy kan sê, oom Tannie staan voor my in die ry. Wag, gee vir my daai swaar pot dat ek hom dra. Hoor ek, wil jy nie 'n koppie tee of koffie en ek sien julle het nou net hier ingetrek. Julle is vreemd dat ek julle gou vertel wat hier aangaan. En ek moet dit sê, dat dit werklik hier gebeur, en dit is vir my verblydend. Dis 'n riem onder my hart, dat die mense wat ingekom het as haweloos is, hulle self as sulke pragtige gashere en gasvroue, die taak uitvoer, wat eintlik die naaste liefde wet vir ons dikteer. En baie van hulle kom ook nie hier nie, hulle is daar buite, maar hulle doen dit daarom. Maar dan het ons ook ander mense, wat of hier inkom, of hier bly, waar jy waaragtig 'n selfoon nie 5 minute onbeman kan los nie. Dan is hy weg. Jy kan nie vragte kos wat inkom hier, kan jy nie inbring sonder dat daar rowers en aasvoëls langs die bakkie staan en die oë uitpik nie. Want ons moet gedurig teen dit praat. Wat is jy besig om te doen teen die naaste liefde, as jy die bestes vir jou gryp? En dit is gewoonlik al die lekkernye. Dit is dinge wat ons maar sien. En dan sê die ou, of hy dink dit is my reg, want ek moet nou op hierdie patetiese plek bly, ek kan maar vir my 'n lekker stuk steak gryp. Daar is in elk geval nie genoeg vir almal nie. Dan gaan dit myne word. Dit is alles eienskappe van die eie liefde en hoogmoed, waarmee jy nooit in die koninkryk sal kom nie. Nie soseer omdat jy gesteel het nie, maar omdat jou hele gees vervul is met Satan se gees. En sy gees is die direkte teendeel van liefde. Want as jy liefde in jou het, sal jy jou tweede stel en jou naaste eerste. Dit is wat Vader definieer van naaste liefde. Naaste liefde is nie net om jou kinders of jou ma en pa lief te hê nie. Dit is alles deel van die eie liefde. Die gesonde eie liefde, wat hy sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In ander woorde, ek moet almal se kinders en al die mense op hierdie plaas so lief hê, soos wat ek my kinders lief het. Dis wat hy sê, want jou kinders se liefde, of kinders vir hulle ouers, dit moet daar wees. Dat is nie 'n prestasie as jy goed sorg vir jou pa en ma nie. O, ek doen nou naaste liefde vir my pa en ma. Nee, dit is nog steeds selfliefde, 'n gesonde selfliefde wat jy moet doen. Dis eers wanneer jy ander mense behandel soos wat jy jou eie behandel, wat die naaste liefde gebooie inskop. Vers 6, want goeie wil is die siel en die lewe van 'n goeie daad.
Waar dit kort kom, het selfs die beste werk heeltemal geen waarde vir die regterstoel van Elohim nie. As jy egter ook sonder enige middel die lewende goeie wil het, om jou naaste op die een of ander wyse te help, wanneer jy hom in 'n bepaalde nood sien of aantref, en dit doen jou verdriet aan, wanneer jy hom nie kan help nie, want jy het nie die vermoë nie, dan heg Elohim aan die goeie wil van jou baie meer waarde as aan die werk van 'n ander mens, wat eers daartoe oorgehaal moet word om te help. So deur te voel en te ly met jou medemens, en ware verdriet te hê dat jy hom nie kan help nie, want jy het nie die geld daarvoor nie, of die vermoë, of wat ook al, wat hierdie persoon nou dringend nodig het, maar jy voel saam met hom. Hy sê dit het meer waarde as 'n ander ou, wie se agterend jy eers moet skop om hom te help, om die ander mens te help. En dan doen hy dit maar hy wou dit nie eintlik self gedoen het nie, maar nou is hy gedwing om dit te doen. En as iemand wat ryk is, en wat 'n hele verarmde gemeente weer op die been gehelp het, omdat die gemeente hom beloof het om, sodra hulle weer welvarend word, hom die 10de te gee, en bepaalde dienste te verleen, dan is sy algehele goeie werk vir Elohim niks werd nie, want hy het sy loon alreeds opgeëis. Wat hy gedoen het, sou ook elke woekersugtige vrek ter wille van die voordeel gedoen het. Dit is 'n baie groot aantuiging vir leraars en vir mense wat hulle bemoei en sê dat hulle met die mens te doen het en die evangelie vir hulle bring, maar uiteindelik is die meeste gepreek gaan oor geld. Ek kom al vir jare nie in kerke nie, maar baie mense wat hier kom sê vir my, oom, al wat jy daar hoor, hulle praat net geld, en dan kap hulle jou oor jou sondes. Dis wat in die kerke gebeur. Hulle het baie keer 2 kollektes, en dan het hulle nog jou maandelikse 10de wat jy moet gee, in die bank en by die deur. Dit was toe ek nog in die kerk was, ek was nog kind, jong mens. Alles gaan vandag oor geld, en nou sê hy, jy het klaar jou loon gekry, die geld wat vir jou gebring is, die 10des wat jy geïn het, en wat jy ook al daarmee gemaak het, as jy dit nog aangewend het ter wille van die arm behoeftiges in jou gemeente, dan kan jy daardeur kwytskelding kry. Maar die oordeel is op jou, wanneer jy geld maak uit Yeshua se evangelie. Dit is nie daar om geld te maak nie. Dit is geen probleem dat 'n prediker wel van die vrug kan eet nie, want daar staan in die skrif, as 'n os dors, dan mag hy 'n happie graan vat wanneer hy honger is. Maar om rond te ry met miljoene rande se voertuie en multimiljoene rande se paleise bly en hierdie lewe te lei soos wat ons die prediker sien lei, veral as die groot voorbeeld in Amerika, dan sê daai ou, hy het 'n huis wat 40.000 square foot is, en hy moet in so 'n huis bly, en hy moet 2 of 3 vliegtuie hê, stralers, waarmee hy rondvlieg, want hy kan nie in 'n gewone vliegtuig saam met al die bose geeste wat in die mense is sit nie. Hy is te heilig. Hy sê dit. En dan klap die mense vir hom hande en gooi nog geld in die mandjies wat verbykom. Daarom het ons by Dogter van Sion verplig ons niemand om iets te gee nie. Hier word nie 'n kollekte opgeneem nie. Jy kan in jou hart, kan jy voel. Daar is party mense, wanneer ek Vrydag uitbetaal, dan sê hulle, oom, ag vat hierdie, gebruik dit by die ark, soos oom goed dink. En dit word met baie dank aangeneem. Ons het baie keer feeste wat ons hier hou. En so min mense bring iets na die fees toe. Maar hulle kry al die voordele van Anne Marie se spanne
van Amelda se spanne wat alles regmaak en in stand hou en skoonmaak ensovoorts. Terwyl daar duidelik in die skrif staan, moenie met leë hande na 'n fees toe gaan nie. Dis 'n wet. Wat nie nodig is om oor te praat as die mens se hart reg is nie. Maar ons mense se harte is nog nie waar hulle moet wees nie. En ek kla niemand aan nie, elkeen is sy vrye wil, of jy ietsie vir die mense gaan gee wat hier help of nie. Ons het hier in hierdie plek 'n struktuur vir mense wat hulle self vir veel eisende werk doen, word altyd ietsie gegee. Kan nie veel gee nie, maar ons kan vir jou waardering wys vir dit wat jy doen. Veral as ons die Pasga aand het, dan is dit 'n baie pragtige fees met baie mense wat betrokke is. So ek noem hierdie dinge, maar die kern is, as jy enige iets doen vir die geld, gaan dit nie werk nie. Want jy kry nie geestelike voordeel nie. Jy kry net finansiële voordeel. Hieraan sien jy dat vir Elohim en ten gunste van die eie innerlike geestelike lewe, elke mens, of hy nou ryk of arm is, die naaste liefde kan beoefen. Dit kom slegs neer op 'n waaragtige lewende goeie wil, waarmee elkeen graag en vol toewyding doen wat hy maar kan doen. Natuurlik het die goeie wil as sodanig ook geen waarde as jy 'n bepaalde vermoë sou besit en dit jou ook aan die goeie wil sou ontbreek. Maar as jy daarby tog met die oog op jouself, jou kinders, jou verwante en nog heelwat ander sake bepaalde oorweging sou laat geld, dat jy diegene wat behoeftig voor jou staan, het sy maar 'n klein bietjie of miskien selfs heeltemal glad nie sou help nie, met die gedagte dat jy nooit kan weet of die hulpsoeker tog nie 'n lui bedelaar is, wat die gevraagde hulp nie waardig is nie. So sou 'n mens maar net 'n bedelaar steun in sy luiheid. Dis nou soos wat mense dink. Dis nie wat Vader sê nie, hy sê mense dink so. So sou 'n mens maar net 'n bedelaar steun in sy luiheid en daardeur aan iemand wat dit meer werd was jou hulp onttrek. Maar as daar iemand kom wat dit meer werd is daar weer dieselfde bedenking. Want mens kan immers nie met volkskome sekerheid weet of hy dit geheel en al werd is nie. En dit hoor ek tog so baie, dat mense hierdie argument gebruik om nie te gee nie. Ja, maar daai ou, wie weet wat hy gaan doen daarmee? Hy gaan seker uitsuip. Dit is 'n aanname wat jy maak. Daar is tye waar jy presies weet wat jy hierdie ou nie moet help nie, want hy gaan dwelms gebruik of daarvoor koop. Maar hy het so ver geval dat hy eintlik die siekste van die lot is. En nou kom die argument wat Vader gesê het, as jy 'n baie ernstige siek mens in die bed aantref, sal jy hom slaan omdat hy siek is? Of straf omdat hy siek is? Nee, sal nie in jou gedagtes opkom nie. So hoekom straf en slaan ons mense wat ernstig in die gees geval het, wat alles verloor het wat waardevol is en wat soos ons in 'n waardige samelewing is? Daai persoon is eintlik die siekste persoon en hy moet die meeste hulp kry. En hierdie gedagtes kom by almal op. Nie een van ons is daarvan vrygestel nie. Maar kom ons kyk wat sê hy in die volgende paragraaf. Ja, vriend, wie hom by die bewys van weldade, ook alles dit met die beste wil van die wêreld, afvra wat hy sal doen belangrik is of nie, die se goeie wil het nog lank nie die ware lewe nie. Daarom het nog sy goeie wil, nog sy goeie dade, 'n besondere waarde vir Elohim. By iemand wat die geld daarvoor het, moet wil en daad gelyk wees. Anders ontneem die een aan die ander die waarde en die lewensgeldigheid vir Elohim. Wat jy doen of gee, doen en gee dit met baie
vreugde, want 'n vriendelike gewer en helper het 'n dubbele waarde vir Elohim, en is ook dubbel so naby die geestelike volkomenheid. Is dit so moeilik om vir 'n ou met 'n vriendelike gesig, hallo oom, hier's vir jou ietsie man, ek hoop dit kan help, lekker dag vir jou. En hulle sal altyd vir jou terug sê, oom, wees geseënd, of soos hulle maar sê, die Here seën jou. En dan aanvaar jy dit, want dit kom uit sy hart uit. Dit is wat Vader wil hê. Die volgende vers sê wat hy nie wil hê, of hy gee dit net duidelik deur. Want die hart van die vriendelike gewer lyk soos 'n vrug wat maklik en gou ryp word, omdat hy 'n oorvloed aan egte warmte in homself het, wat hoogs noodsaaklik is vir die rypwording van 'n vrug, omdat in die warmte die ooreenkomstige lewenselement die liefde heers. Ek het dit 'n bietjie aangemerk, want dit is hoe ons moet wees, vriendelike gewers. En dit moet ons ook toepas in ons dagse pos wat ons vul. Wanneer mense by jou kom en jou om sekere goed vra, of sekere goed wat hulle moet kry. Wees 'n vriendelike gewer. So is die vreugde en vriendelikheid van die gewer en helper, juis die oorvloed aan egte innerlike geestelike lewenswarmte, wat nie genoeg aanbeveel kan word nie. Daardeur word die siel haas 2 maal so gou ryp, dis nou jou siel, jy wat gee, vir die volledige opname van die gees in haar algehele wese. En dit moet ook so wees, omdat juis hierdie warmte 'n oorgang is van die ewige gees in die siel, wat daardeur steeds meer na die gees gaan lyk. Nou die gees is liefde, en dit is die Vadergees wat in ons is, dis die druppel wat ons ontvang het. En daai gees word vergelyk met warmte, want liefde is warmte. Soos die son warmte uitstraal en lig, is die son 'n teebeeld van Vader, wat liefde en die lig is die wysheid uitstuur. En ons moet daai warmte hê in ons siel, anders kan die warm gees nie jou siel penetreer nie, en kan nie een word daarmee nie. As die siel koud, hard en gevoelloos is, kan die gees niks met daai siel maak nie, en kan jy nooit nader aan Vader kom nie. Maak nie saak hoeveel boeke jy bestudeer nie. Ek sien daar is nou weer so groot beweging, die mense is nou weer besig om, nee, die kerk se kweekskool is nie goed genoeg nie, ons gaan nou self kweekskole toe. En hulle gaan en hulle laat hulle oplei deur allerhande profete wat nou sê, hulle het die waarheid. Maar tog kom niemand by die doen van die werke van liefde nie. Want hulle is eintlik so geïndoktrineer, dat dit nie belangrik is nie. En tog is dit die allerbelangrike. Joshua sê in Matteus 25, salig is julle wanneer ek terugkom, en ons leef nou in die tyd wat hy gaan terugkom, en ek julle besig sal vind, waarmee? Bybel lees? Kerk toe gaan? Nee, hy sê, wanneer ek julle besig sal vind om my kinders voedsel op tyd te gee. En dit sluit in geestelike voedsel en fisiese voedsel. Want jy kan nie vir 'n honger mens sê, hoorie, weet jy, ken jy vir God? Ken jy hierdie woord? Dan sê, man, ek het 3 dae laas geëet. Ek het nie nou tyd vir enige goed wat jy nou vir my wil sê nie. Maar versorg hom, en na tyd sal hy jou vra, maar hoekom doen jy dit? En dan kan jy vir hom die geestelike voedsel gee. Wat hoofsaaklik net die liefde moet wees. Niks anders nie. Geen ander ritualistiese goed wat jy in kerke belangrik gevind het, is vir Vader belangrik nie. Geen uiterlike handeling tel by hom 'n punt nie. Jy kan maar nagmaal eet tot jy knippeldik is, en wyn drink tot jy eintlik dronk is. Het jy nog niks gedoen nie, as jy nie in jou hart die ware brood van die lewe, die manna, Yeshua geëet het, en sy liefde
die wyn, die bloed, wat hy vir ons gestort het, self uitleef teenoor ander mense nie. Eers wanneer jy dit doen, is die daad van 'n fisiese stukkie brood en 'n kelkie wyn waardevol. Nie soseer die uiterlike nie, maar dit is dan nie 'n gruwel wat jy doen nie. Maar die gewer en weldoener is ook al, is hy hoe aktief, veels te ver verwyder van die doel van die ware innerlike geestelike lewensvolmaking, na mate hy suurder en onvriendeliker word by die gee en die hulp wat hy verleen. Want die onvriendelike en suur gedrag by die gee bevat nog materiële wêreldse elemente en is daarom baie verder verwyder van die suiwer hemelse element as blymoedigheid en vriendelike gedrag. Dit is so 'n groot les vir ons. Want baie keer is jy onvriendelik en suur nie vanweë die ou hier voor jou nie, wat by jou iets kom haal nie of vra nie. Iets anders het jou onvriendelik en suur gemaak. Nou doen jy Vader se werk, want dit is Vader se werk wanneer jy jou naaste bedien van of kos, of klere, of woord, of genesing, of wat ook al. Al daai gawes moet jy onmiddellik jou eie geestestoestand regryk en vriendelik en warm word. Anders te doen jy Vader se werk skade aan. Dit is net soos wanneer jy by 'n betaalpunt kom, 'n winkel. En vandag is dit tog so, daai persoon wat aan die ander kant van daai toonbank staan, is so suur en onvriendelik. Jy sommer self, raak jy sommer omgekrap. Maar as jy kom en daar is 'n blymoedige persoon, hallo oom, hoe gaan dit? Is alles nog alright? Hierso kom, laat ek jou help. Wat gaan jy nou doen? En so. Dan voel jy sommer lekker. En dit is ook hoe ons onsself moet indink wanneer ons met sy werk besig is. As jy by die klerestoor is en iemand kom om klere te haal, en jy kyk hulle net so en jy gooi 'n paar stukke klere op die grond neer en 'n kombers en wat ook al en sê, "Dek, vat dit, loop." Hoe moet daai arme mens voel wat daar gekom het? Hoe moet jy voor Vader staan en sê, "Maar ek het naaste liefde, ek het vir hierdie mense nou klere gegee en die Bybel sê ek moet dit doen." Maar met watter gesindheid het jy dit gedoen? Ek sê nou vir jou, iemand wat met daai gesindheid sy liefdeswerk doen, kry geen punte, geen bouwerk aan sy huis het plaasgevind nie. Inteendeel, en ek praat nou van sy innerlike geestelike huis waarmee ons elke dag besig moet wees met bou. Hy het 'n muur afgebreek in sy huis wat al gebou was. En dan moet hy dit weer opnuut bou. En dit gaan net nog moeiliker. So hierdie manier en gesindheid waarmee ons werk hier op die plaas doen, waarmee ons buite gaan en ander armes ontmoet en met hulle omgang het, dit tel verskriklik baie punte om dit vanuit die warmte van die liefde te doen. Sonder voorbehou. So op 'n ligte noot, ek het 'n swaar wat sê, as hy nou vir 'n ou daar in die stad kry, dan gee hy nou vir hom 'n geldstuk of R10 of R20. Dan sê hy, hier's vir jou R20. Moenie dat ek jou vang dat jy 'n brood koop nie. Want dis mos altyd sê mense, moenie dat ek jou vang dat jy dit gaan uitdrink nie. Nou gee hy daar omgekeerd. Maar nou daai is nie reg nie. As ons goed gee met 'n vermaanende les, dan ek dink hy praat verder hier daaroor, dan het ons afbreek gedoen aan die liefde van die gawe. Daarom moet jy by die gee en hulp ook geen ernstige en dikwels bitter vermaanings gee nie. Want dit veroorsaak by die arm broer dikwels baie droefheid, wat maak dat hy in sy hart sterk daarna gaan verlang om van die weldoener, wat hom steeds so ernstig vermaan,
tog maar niks meer verder aan te neem nie. Die weldoener self word deur die paslike vermaning egter ook dikwels ietwat trots, en diegene wat die weldade aanvaar, voel hulle daardeur te veel verneder, en voel dan eers goed hoe groot sy nood naas die welstand van die weldoener is, en dit maak dat die neem baie moeiliker word as die gee. Dit is 'n les vir ons almal. Moenie 'n gawe gee en koppel aan 'n vermaning. Hier's dit sleg om te werk, maar hier is vir jou iets, ek gee vir jou dit. Wat anderste is dit as 'n vernedering vir daai persoon? Nie een van ons kan 'n ander persoon oordeel nie, want ons het nie een tree in sy skoene geloop nie. Daar's dalk redes hoekom hy alles verloor het en nou afhanklik is van ander mense se weldade. Gee net daai weldaad met 'n goeie en 'n vriendelike hart. Dan het jy voordeel vir jouself gekry. En jy die ander ou nie verneder nie. Hy voel nie soos 'n hond as jy daar wegry of wegstap nie. Dit is wat Vader van ons verlang. Om sonder om regters te wees oor ander mense, weldade te doen. Nood te verlig. Wie geld en 'n goeie wil het, kan maklik gee. Maar die arm ontvanger sien daarteen op, om ook by die vriendelikste gewer, deur armoede gedwing om die weldoener, ook al is hy hoe vriendelik, te moet lastig val. Hoe swaar moet dit hom dan nie geval, as die weldiener hom met 'n stuursgesig tegemoet kom, en hom vooruitlopend op die weldaad 'n aantal wyse lesse gee, en as hy later in die nood is, vir die ander om hulp vra, pynlike hinderpale word, om nog eens aan die deur van die boeteprediker te kom vra. Die tweede maal verwag hy naamlik 'n nog wyser, langer en dus indringender preek, wat volgens sy begrippe moontlikerwys soveel sê as: kom nie so dikwels by my aan nie, of kom nooit meer terug nie, hoewel die gewer beslis in die verste verte nie en nooit daaraan sou gedink het nie. Maar dit is wat jou sier en prediking, vermaning wat saam met 'n gawe gaan by die ou opwek. Hy voel nou te sleg om ooit weer vir jou vir iets te vra. Die rede waarom 'n blymoedige en vriendelike gewer soveel voor is as 'n stuurse boeteprediker, is dat hy die hart van die ontvanger troos en verhef en dankbaar stem. Dit is die kern. Nou het jy deur jou gawe vir hierdie ou wat niks het nie, het jy sy hart getroos en dankbaar gemaak. En dit is waaroor liefde gaan, dat jy liefde uitstraal en die ander persoon die liefde ontvang. Ook word die ontvanger daardeur met 'n liefdevolle en vrugbare vertroue tot Elohim en die mense vervul. En sy andersins swaar juk word hom tot 'n ligte las gemaak, wat hy dan met meer geduld en oorgawe dra as tevore. 'n Blymoedige en vriendelike weldoener is vir 'n arm noodlydende broer dieselfde as 'n sekere en veilige hawe vir 'n skipper op die stormagtige see. Julle weet hoe lyk 'n hawe? 'n Hawe is 'n diep plek teen die kant en dan het hy 'n wal, 'n muur wat hulle gebou het, sodat die golwe nie kan inkom en daar's 'n ingang wat klein is, wat groot genoeg is vir die grootste skip om in te kom. Dan lyk dit soos 'n hawe. Maar 'n stuurse weldoener in die nood lyk net soos 'n baai, wat minder te ly het van die storm en wat die skipper wel vrywaar van 'n algehele stranding. Want hy het tog gegee, so hy is hier in 'n effense baai, maar wat hom tevens voortdurend angstig in spanning laat sit, of daar nie na die storm, soos wat dit dikwels gebeur, 'n enorme vernietigende springvloed die baai sal oorval, wat hom dan groot skade sou berokken,
soos tevore toe die storm op die volsee was. Nou weet jy ook alles wat Elohim wil met betrekking tot die ware en geestelike voltooiing van 'n naaste liefde, wat maklik en gou uitgevoer kan word. Handel hiervolgens, dan sal julle ook maklik en so gou moontlik die enigste ware lewensdoel bereik het. So wat is jy nou net 'n baai vir die ou, met jou houding wat jy gee, met 'n hengse vermaning, en partykeer 'n ding, ja, vat, maar moenie weer by my aankom nie. Dit is nie 'n veilige hawe vir so 'n persoon waar hy aangekom het en waar hy regtig gekoester voel dat hierdie persoon uit sy hart vir hom gegee het. Ek dink baie keer aan die ouens wat by die robotte staan. En dan kan jy partykeer nie sy houding kwaadlik neem. Hoeveel karre ry by hom verby wat hulle nie eers steur aan hom nie? Hoeveel karre ry verby en die mense vloek om jou slegte dit, gaan soek vir jou 'n job. En hoeveel stop en gee vir hom iets met 'n vermaning of 'n boeteprediking, en hoeveel stop by 'n ou op 'n dag wat waarlik vir hom sê, hoorie, ek sien jy kry swaar, hier's vir jou ietsie man. En die mate van liefde waarmee jy dit gee, daai ou se hart verbly. En dan is dit geen wonder dat hulle stuurs en nors bly op die strate nie. Want dit is wat hy elke dag ervaar van die mensdom. So moenie hulle oordeel nie. Daar moet altyd mense wees wat nood het. Dit is hoe die wêreld aan mekaar gesit is in Yeshua se groot plan. Want as daar nie rykes en armes was nie, sou daar nie naaste liefde gewees het. As ons almal ewe ryk was, het ons het niks gekort nie en ons sou niks vir mekaar kon doen nie. En as ons almal ewe arm was, dan sou ons ook niks kon doen nie. So dit moet so wees. Moenie rykes vervloek omdat hulle ryk is nie. Dit moet daar wees. Dit is hoe die orde werk. Baie dankie.